Kadosh, Kadosh, set apart are you, Lord. And you call us to be holy. Jy roep ons om heilig te wees. Heilig, heilig, heilig is U. En so wil ons afgesonder wees vir U alleen, die Koning Yeshua. So wil ons U koninkryk deel wees in U koninkryk. Ons wil deel wees en ons wil U kabinetslede wees. En Vader, wat 'n voorreg om vandag saam met Courageous hulle te worship, Abba. En ons bid U seën oor hulle. En dankie dat ons voor U troon kan kom buig, koning van ons hart. Vader, U is ons alles. Ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Dankie vir dit wat U doen, Abba, dit wat U besig is om te doen. Ons eer U, ons gee U al die eer, ons loof en ons prys U. En Vader, daar waar ons U teleurstel, daar waar ons skade doen in U koninkryk, vergewe ons asseblief. Was ons spierwit soos sneeu. O, alles wat ons doen, alles vir U glorie, Your glory. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotevaweh. Amen, amen, amen. Thank you so much. Thank you, Courageous. Thank you so much. You guys can sit there with Mitchell, and he will maybe translate to you in English. Goeiemôre aan almal. Ons het vanoggend die groot voorreg gehad om vir Courageous hulle hier te hê wat saam met ons wat die worship begelei het. En wat 'n amazing tydjie, né? Prys Abba. Prys Abba. So ons gaan vanoggend aanblaai. Ons blaai na Matteus 3 toe waar ons ook 'n wyle gaan stil staan want daar's net so baie om te vertel. In Matthew 3, Matteus 3. En die boodskap vanoggend word genoem 'n stem in die woestyn, 'n stem uit die woestyn. Ekskuus, 'n stem uit die woestyn. So ons gaan vanoggend saam lees in Matteus 3 vers 1 tot 6. En daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea en gepreek en gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn. Die stem van een wat roep in die woestyn. Berei die weg van Yotevaweh, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe. En sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. So ons gaan vandag so 'n bietjie kyk en ons gaan dalk die volgende 2 of 3 weke kyk na die woord wat praat van 'n man wat groter was as Moses. Die woord praat van 'n man groter as Abraham, Isak, Jakob en Josef. Hierdie man is groter as Dawid, groter as Salomo, groter as Jesaja, Jeremia, Esegiel of Daniel, groter as Elia of Elisa. Buiten Yeshua, die grootste man wat nog ooit tot op daardie tyd geleef het. Ons sien in Lukas 1 vers 5, Johannes die Doper se pa, Sagaria, hy was 'n priester uit die afdeling van Abia. Die priesterskap in antieke Israel was verdeel in 24 groepe, wat elkeen vir 'n week op 'n slag in die tempel gedien het. Hierdie afdelings is gestig tydens die regering van koning Dawid. En die priesters is deur hulle diens in die tempel geroteer. So daar was hierdie afdeling van priesters en is so geroteer. Elke week het 'n afdeling 'n beurt gehad. Sagaria was deel van 'n afdeling, die afdelingsnaam was Abia, wat een van hierdie 24 afdelings was. En Sagaria se rol as priester was belangrik in daardie tyd, ook in hulle godsdienstige lewe.
En hy en sy vrou, Sagaria se vrou was Elisabeth. En hulle was die ouers van Johannes die Doper. So hierdie storie is ook betekenisvol ten spyte van die ou dag dat Sagaria en Elisabeth op 'n ou dag soos Abraham en Sarah wonderbaarlike kind gebaar het, wat die profesie van 'n engel vervul het, dat Johannes die een sou word wat die weg vir die Messias sou voorberei het. Was dit wat Johannes die Doper so groot gemaak het? Mag Heilige Gees ons kom leer. So kom ek stel die toneel vir julle voor. Ons het gesien Matteus se doel was om die evangelie te begin te verduidelik, en die evangelie, Matteus se uitsluitlike doel in sy evangelie was om vir die Jode, sy woord was vir die Jode, maar ook vir ons, ook vandag, want is Gees geïnspireerd, sy woord was dat Yeshua is koning, Jesus is king. Matteus maak dit oor en oor duidelik dat Yeshua die geprofeteerde Messias, die gesalfde een was van Israel, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Dis Matteus se bedoeling dat die evangelie en sodoende fokus alles soort van op hierdie werklikheid is, dat Yeshua is die koning. In hoofstuk 1 het ons gesien, Matteus stel Yeshua voor as koning weens sy geboorte en sy geslagsregister. Matteus 2 het ons gesien net weens sy geboorte, maar ook hierdie liggings en hoe Yeshua dit vervul het. In Matteus 3 het Matteus 'n ander benadering om ons te wys dat Yeshua koning is, en sy benadering is, Yeshua is koning, aangedui deur die feit dat Abba Vader 'n koning se aankondiging sal stuur voor die koning kom. En dis vir my so mooi. Weereens bewys Matteus dat Yeshua is koning omdat Abba Vader en omdat al die mense geweet het, 'n koning het 'n voorganger. Het een wat vooruitgaan en verkondig dat die koning is op pad. Die feit dat Johannes die aankondiger van die koning was, is 'n bewys dat Yeshua in werklikheid die koning was. Hy het 'n aankondiger gehad. En so stel Matteus ons voor aan die aankondiger van die koning, wat ook die grootste man is wat geleef het tot op daardie tyd, volgens die woord. Ja, Johannes die Doper word voorgestel as die voorloper van Yeshua. Hy het die weg vir Yeshua se koms voorberei. En die hele gedeelte in Matteus 3 beklemtoon dit vir ons. Nou in antieke tye was dit algemeen dat as 'n koning op pad was na 'n stad toe, dan het hy sekere dienaars of sekere aankondigers gehad wat hy voor hom sou uitstuur, en hulle het twee funksies gehad. Een van die funksies was om aan te kondig, hulle het soos wat hulle gegaan het, the king is on his way, the king is on his way, so het hulle geloop en gepraat. Die ander funksie was om die pad self voor te berei, sodat die reis maklik sou wees, teen wat ook al op die pad sou gewees het, of daar aanvalle sou wees, hulle het die pad voorberei. Aangesien ook paaie in daardie dae onderworpe was aan allerlei slaggate en gevare, soos wat Suid-Afrika se paaie lyk, was dit baie belangrik dat die koning nie vertraag sou word nie, dat die koning nie beseer sou word nie, terwyl hy hierdie reis geneem het. So die aankondiger het vooruitgegaan en almal voorberei, the king is on his way, maak toe, maak deur, die koning is op pad. En later in Yeshua se bediening gaan ons dit sien, julle gaan onthou dat hierdie woorde wat ek gespreek het, dat die aankondiger, want toe Yeshua uit Jericho uitgegaan het op pad Jerusalem toe, was ook 'n aankondigers wat, toe hy op pad is na Jerusalem toe, om gekruisig te word, toe was daar aankondigers wat gesê het, the king is on his way, the Messias is on his way. Nou dit was wat Johannes die Doper gedoen het. In Matteus 3 vers 1 tot 2 staan, in daardie dae het Johannes die Doper opgetree. Nou watter dae
In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek. Gespreek is die Griekse woordjie keruso, wat beteken om aan te kondig, om te verkondig. Hy het vertel, hoorie, die Messias is op pad. Wat het Johannes die Doper verkondig? Dat Johannes het die koms van die koning, die Messias aangekondig en gesê, vers 2, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit was die boodskap van Johannes die Doper, bekeer julle. Nou bekeer, in Engels repent, in Hebreëus teshuva. Teshuva beteken letterlik terugkeer. Wanneer ons saam met Abba Vader stap in verhouding, want Vader sy enigste karaktereienskap, wat in die Bybel 3 keer herhaal word, is heilig. Heilig beteken in Hebrew kadosh, wat beteken set apart of sin. He set apart of sin. So ons stap saam met Abba Vader, and when we don't obey His commandments, wanneer ons nie sy woord gehoorsaam nie, we sin. 1 Johannes 3 vers 4 sê, wanneer ons nie sy woord gehoorsaam nie, dan dis sonde. Dis sonde. So ons loop saam met Abba Vader, en wanneer ons hom nie gehoorsaam nie, dan loop ons weg van hom af. Dan los ons sy hand en ons loop weg van hom af. En ons loop weg van hom af, en daai aksie, daai omdraai, terugkeer, is bekeer, teshuva. Teshuva is 180 degree omkeer en terugkeer, en uiteindelik is dit 'n wakker word, 'n wake-up call. En dit kom van die wortel, teshuva kom van die wortel af, shuv, wat beteken om terug te keer, om terug te draai. So in konteks, dit wat Johannes vir almal vertel het, in konteks verwys bekeer of teshuva na die proses van terugkeer, na 'n toestand van geestelike reinheid, en nabyheid aan Abba Vader, terugkeer waar jy hom gehoorsaam, veral omdat jy afgedwaal en gesondig het. Maar let wel, bekeer of teshuva behels verskeie sleutelkomponente. Sleutel nommer 1 is die erkenning van 'n mens se foute of sondes. So om te sê jy's jammer, of om te bekeer, of om te repent, is eerstens die erkenning van jou foute en van jou sondes. Ja, ek is sondig, ek het gesondig, ek doen dinge verkeerd. Tweedens, word dit gevolg met 'n diepe spyt, 'n smart in jou hart, 'n gevoel van berou oor die optrede of gedrag wat jy gehad het. Ek voel regtig sleg dat ek dit gesê het. Ek voel regtig sleg dat ek jou dalk nie gekonsidereer het nie. Derdens, volg dit met belydenis. Dis 'n verbale erkenning van die verkeerde, dikwels deur gebed of self refleksie. Om waarlik, dis 'n verbale erkenning en sê, maar ja, ek was verkeerd. Ek was verkeerd. Dan die 4de sleutelkomponent van teshuva is jou toewyding tot verandering, dat jy dit nie weer gaan wil doen nie. Dis hier waar jy 'n bewuste besluit neem om te verhoed dat die sonde in jou lewe herhaal word en om jou gedrag vorentoe te verbeter. En dit was wat Johannes die Doper gesê het, hoorie, hierdie sleutelkomponente, hierdie bekeer julle, dit is van kardinale belang, want die koning is op pad. Teshuva is 'n diep geestelike proses van terugkeer na Abba Vader en om 'n mens se lewe in lyn te bring met sy wil. Dis 'n terugkeer na 'n meer regverdige weg. En dis presies Johannes se boodskap, keer terug, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Keer terug na die woord van God toe, want daar word gesê dat die Messias is on his way. Keer terug van julle ongehoorsaamheid. Dan in Matteus 3 vers 3 staan, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is. Met ander woorde, hier kom Johannes en hy sê, keer terug, teshuva, want daar's van hom geprofeteer. Jesaja het van hom geprofeteer.
Jesaja het gesê, die stem van die een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. So Johannes was hierdie aankondiger, hy was die een wat aangekondig het of die pad voorberei het vir die weg, hy het die weg voorberei. So Johannes het meeste mense geroep om die weg vir die koning in hulle harte voor te berei. Om nie meer gefokus te wees op hulle eie koninkryk nie, maar die koninkryk van God. Ja, Johannes se doel en rol was die aankondiger. Johannes se doel en rol was die aankondiger van die koning, van konings te wees. En in sy geval het hy nie mense gevra om 'n grond of teerpad voor te berei nie. Hy het gevra, berei jou hart voor vir die koning. Want dit wat hy nou gaan doen, hy gaan sy koninkryk gaan kom. En wat leer Yeshua ons bid? Matteus 6, en ons gaan daarna by uitkom. Yeshua leer ons bid, laat u koninkryk kom. Daardie woordjie kom, is nie net dat dit kom nie, dat dit groei. Dat dit groei. So Johannes die Doper het hulle gevra om die pad in hulle harte voor te berei, sodat die koning kan inkom in jou hart. Wat sê Openbaring 3 vers 20? Hy staan en klop en ek en jy moet die deur oopmaak. En dit was sy doel van geboorte af. Net soos wat ek en jy 'n skepingsdoel het. So kom ons kyk na 'n paar kenmerke van Johannes die Doper. Hoekom het Abba Vader hom geroep? Hoekom was Johannes die Doper? Die eerste kenmerk in Matteus 3 vers 1 staan, en maybe voor ek verder gaan, kan ons kyk na 'n paar kenmerke van Johannes die Doper, maar ook na ons eie lewens, hoekom ek en jy geroep word. So die eerste kenmerk van Johannes die Doper in Matteus 3 vers 1 staan, in daardie dae. Nou, in daardie dae beteken, watter dae praat, hoekom sê Matteus in daardie dae, watter dae? Onthou, toe ons met Matteus 2 klaar gemaak het, toe was Josef, Miriam en Yeshua op pad Nasaret. En hy sou daar groot word. So daar het 'n paar jaar verloop van Matteus 1, Matteus 2 en Matteus 3. Aan die einde van Matteus 2 het, soos ek gesê het, Josef en Maria, Hebreë naam Miriam, Yeshua so pas in Nasaret aangekom om Yeshua daar groot te maak. Nou skielik sê Matteus in Matteus 3, in daardie dae kondig Johannes die Doper aan dat die koning kom. So daar was so 29 of 30 jaar verloop van Matteus 2 tot Matteus 3. Daar word nie vir ons in Matteus vertel, daar word nie met ons gedeel wat gebeur het in die 29 of 30 jaar nie. Net die evangelie van Lukas vertel vir ons in Lukas 2 vers 41, waar Josef en Miriam Yeshua, toe hy 12 jaar oud was, opgetrek het Jerusalem toe vir Pasga. Ons ken daardie verhaal, né? Ons weet toe Josef en Miriam, hoekom is hulle opgetrek het Jerusalem toe vir Pasga? Dit was 'n instruksie uit Vader se woord in Deuteronomium, dat alle mans moet 3 maal 'n jaar, daar was 7 feeste van Abba, wat gedeel word in 3 feesseisoene. En hulle moes in hierdie feesseisoene, wat 3 is, ons feesseisoen van Pasga, is in die volgende, begin die 11de April hierdie jaar. Dis nie wat die wêreld noem Paasfees nie. Alhoewel die wêreld dit so bietjie kom buig, maar ons gaan bly op Vader se woord, en soos wat Vader ons lei, om sy Pasga feesseisoen te vier. So Yeshua en al die jong seuns, en al die manne en families, hulle het almal opgetrek Jerusalem toe 3 maal 'n jaar. Die eerste een was vir Pasga. En ons weet, met Pasga was hulle daar, en toe hulle terugtrek, 3 dae later toe kom Yeshua se mamma agter, maar Yeshua is nie daar nie. Of hulle het uitgetrek, toe kom hulle agter, hy is nie daar nie. En 3 dae later, toe vind sy hom waar?
in die tempel. In die tempel. Jy sien, Johannes die doper was die voorloper wat die begin van Yeshua se amptelike bediening veroorsaak het. Johannes is die aankondiging dat die Messias is hierso om nou te verkondig. Nou is dit die tyd vir Yeshua, die Messias, en sy bediening het toe begin. En wat vir my so mooi is, hoe die Bybel vir ons baie keer dit bevestig. Want Petrus, een van Yeshua, Kefa, sy Hebreë naam, een van Yeshua se disippels, het dit verkondig, wanneer? Ons as manne is nou net daardeur, toe hy die eerste heidene die evangelie gaan verkondig het. Vir wie het Petrus die evangelie verkondig? Wie was die eerste heidene aan wie hy die evangelie gaan verkondig het? Cornelius en sy mense. Ons lees daarvan in Handelinge 10 vers 37. En dit was vol moeilik om die evangelie te gaan verkondig aan heidene, want hulle het geglo dat die evangelie was net vir Jode. So, hy gaan verkondig vir Cornelius hulle in Handelinge 10 vers 37 en hoor wat getuig hy toe hy by Cornelius hulle kom. Hy sê, julle het seker gehoor van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gepreek het, met betrekking tot Yeshua van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees, wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Met ander woorde, Petrus getuig dat die evangelie van vrede deur Yeshua begin het in Galilea, na Johannes die doper se aankondiging. He was the messenger. Johannes was die amptelike aankondiger van die koning. En terloop, Johannes die doper was Yeshua se neef. Onthou toe die engel van Maria of Miriam, Yeshua se mamma kom sê sy gaan 'n kindjie kry, Yeshua. Toe sê die engel ook vir Miriam in Lukas 1 vers 36, en kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Na die engel vir Miriam gesê het Miriam opgestaan en haastig na Elisabeth en Sagaria gegaan, en toe Miriam by Elisabeth en Sagaria se huis instap, en Sagaria groet, sê die woord in Lukas 1 vers 41 tot 44, en toe Elisabeth die groet van Miriam hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, en het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot. En wat het my ooreengekom dat die moeder van my Here na my toe kom? Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. So Johannes die doper was in sy ma se skoot. En toe sy hoor Miriam is swanger, toe Johannes in sy ma se skoot opgespring en is vervul met die Heilige Gees. En 'n paar jaar later, 29, 30 jaar later, verkondig hy Yeshua as die koning, die Messias is op pad. Is dit nie amazing? Van geboorte af was daar iets spesiaal oor Johannes die doper. En net so staan daar in Jeremia 1 vers 5, toe Vader my en jou gevorm het, daar's iets spesifiek, you are here for a purpose, jy's hier met 'n doel. En net so was dit in Johannes die doper se lewe. Johannes die doper was 6 maande ouer as Yeshua. Dit sien ons in Lukas 1 vers 26 en Lukas 1 vers 36. So ons kyk na 'n paar kenmerke van Johannes die doper, hoekom het Abba Vader hom geroep. Die tweede kenmerk sien ons in Johannes se naam. En let wel, hierdie Johannes, en baie kere kry mense hierdie verwarring, dat Johannes the Baptist, of Johannes die doper, is dieselfde as Johannes die disipel. En dit is nie. Dit is nie. Johannes die doper was 6 maande voor Yeshua, hy was Yeshua se neef,
En Johannes se naam beteken Jotywawai het genadiglik gegee of is genadig. Onthou dit, wat is die nommer vir genade nou weer? 5. So ek los daai net daar. So Johannes se naam beteken Jotywawai is genadig. So ook Johannes is die doper genoem, nie omdat hy die eerste Baptist kerk begin het in Galilea nie. Dit was nie so iets nie. Nee, Johannes is daar die titel voorgegee, omdat dit die een unieke ding was wat hy gedoen het. Dit was wat so uniek was van hom. Maar die rede hoekom mense hom Johannes die doper geroep het of genoem het of gebrandmerk het, was omdat hy juis mense gedoop het. Mense van oral het gekom en is gedoop, want hy het gesê, bekeer julle, en wanneer jy repent, wanneer jy teshuva en Heilige Gees vul jou, sal die Heilige Gees jou lei om gedoop te word. Nou, van Johannes se geboorte af, was hy geroep en afgesonder vir die groot doel. Hy het ook ons Messias gedoop. En as ons Messias gedoop is, hoekom word ons nie gedoop nie? 'n Goue lyn reg deur die Bybel is om te doen net soos wat ons Messias gedoen het. Dan kan jy nie verkeerd gaan nie. Nou van Johannes se geboorte af was hy geroep om afgesonder vir die groot doel wat Abba Vader vir sy lewe gehad het. En in Lukas 1 vers 13 tot 17 staan, nog voor hy gebore is, het 'n engel aan sy pa verskyn en vir hom gesê, Sagaria, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, want jou gebed is verhoor. Met ander woorde, Sagaria het gebid vir 'n kind. Hoor wat sê die engel vir Sagaria? Jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. Abba Vader se genade. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees voor Jotywawai. En dan sê hy verder, hoor wat sê die engel vir Sagaria verder, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. Jy weet, Paulus sê, ek en jy is die tempel van God, of the tabernacle of God, nee, hierdie is, weet julle nie dat hierdie liggaam is die tempel van God nie? En in die tempel sal daar mag daar geen alkohol ingekom het nie. So hoekom sal daar vandag nog steeds alkohol in hierdie tempel van Abba Vader inkom? Maar Abba Vader sê, I've called, ek het vir Johannes die doper geroep, van geboorte af, geen wyn, geen sterk drank, sal hy nooit drink nie. En hy sal gevul word met die Heilige Gees. Ek wonder, hoekom is dit so? Alkohol en Heilige Gees, hoekom kan nie albei in jou wees nie? Want die een is die Gees van Bacchus, en die ander een is Abba Vader se asem. So ons weet, Sagaria, Johannes se pa was 'n priester, en hy was met Elisabeth getroud, en sy was eers onvrugbaar, en toe verskyn hierdie engel nou aan Sagaria, en sê vir hom, hoorie Sagaria, julle gebede is beantwoord, maar hier is 'n paar dinge van Johannes die doper. Hy is geroep, hy het 'n calling, en die engel van Abba Vader het vir Sagaria gesê, hierso, sy seun sal groot wees in die oë van Jotywawai. Hierdie seun sal groot wees in die oë van Jotywawai. Hy sal geen sterk drank neem nie. Hy sal met die Heilige Gees vervul word. 3 dinge wat die engel vir Sagaria, die papa van Johannes, sê voor hy nog gebore is. En dis amazing. Ons het laasweek daarna gekyk, Johannes die doper was van geboorte af 'n Nazareer. Onthou, volgens Numeri 6 was 'n Nazareer 'n spesiale gelofte of 'n wel wat iemand met Abba Vader kon sluit. Maar so het Abba Vader 2 manspersone van geboorte af vir die res van hulle lewe gesê hulle gaan Nazareërs wees. Wie was hulle? Samson en John the Baptist, Johannes die doper, van geboorte af. Hulle was Nazareërs. Jy kan gaan lees, Numeri 6.
'n Nazareër was iemand wat sy hare nie gesny is nie. Niks gedrink en geëet het van die wingerdstok af nie. So rosientjies was ook nie. Hy het ook by niks gekom wat dood is nie. So Johannes was 'n Nazareër en die engel sê verder vir Sagaria oor Johannes en sê, Matteus, ons het nou gekyk na 3 dinge, maar hoor wat sê die engel verder vir Sagaria oor Johannes en sê Matteus 3 vers 16 tot 17, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot Jotawah hulle God. Hy sal kom en baie sal terugkeer na die weë van Abba Vader. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Met ander woorde, die engel praat met Sagaria en hy sê vir hom, hoor jy gaan 'n pappa word. Jy gaan 'n pappa word. Maar hy gaan groot wees in Abba Vader se oë. Hy mag geen sterk drank drink nie. Hy gaan gevul word met die Heilige Gees. Baie kinders gaan terugkeer na die weë van Abba Vader oor die boodskap, want hy gaan hierdie boodskap verkondig, bekeer julle teshuva. Hy sal krag hê van Elia. Dis geprofeteer voor hy nog gebore is. Hy sal die gees en die krag van Elia hê om die Vader se harte terug te bring en hy sal toegerus word om die volk voor te berei. Hy gaan hierdie aankondiger wees. Dis alles geprofeteer voor Johannes die Doper gebore is. Kan jy dink hoe was 'n pappa se hart gevoel oor hierdie afspraak wat 'n engel met hom gehad het? Ek wil gou by jou hoor. Is jy voorberei op 'n afspraak vir Abba Vader? Wat as Abba Vader sy engel stuur om met jou te kom praat? Is my en jou hart voorberei? Want een ding moet ek en jy weet, is maybe we are called for a time like this. Is dit nie Purim nie? Maybe you are called for a time like this. Esther 4 vers 14. To call out that the Messiah is on his way to come get his bride. Jy sien, Sagaria was so opgewonde en sing 'n lofsang van Abba Vader. Sagaria was een wat kon worship. Hy was een wat kon dien, hy was 'n priester. En hierdie was vir my so amazing, toe Abba vir my hierdie wys, toe Ruach, Heilige Gees hierdie vir my wys, want Sagaria was so opgewonde oor hierdie afspraak wat die engel gehad het. Ek gee jou 'n raai, wat doen Sagaria heel eerste? Worship. Hy het 'n lofsang dadelik aan Abba Vader geskryf, wat in die woord opgeskryf is, wat gees geïnspireerd is, wat profeteer. Hy profeteer in sy lofsang, presies dit wat die engel nou vir hom gesê het, hy gaan skryf 'n lofsang, en hy skryf dit in Lukas 1 vers 68 tot 80, geloofd sy Jotawah, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het, vir hulle verlossing teweeggebring het, 'n horing van heil, vir ons opgerig het in die huis van Dawid, sy knegt. Sagaria het geweet, hier is die Messias. En dan skryf hy verder in sy lofsang, sê hy, soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af. As he prophesied, soos wat hy geprofeteer het, redding van ons vyande en uit die hand van almal wat vir ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee dat ons verlos uit die hand van ons vyande, om hom sonder vrees te kan dien, in heiligheid, in geregtigheid voor hom al die dae van ons lewe. Dis die lofsang wat Sagaria skryf. Ons het 'n Messias gekry, een wat gestuur is deur Abba Vader. En dan profeteer Sagaria oor Johannes die Doper in sy lofsang, en hy sê verder, sy seun, en hy sê, en jy kindjie sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word. Jy kindjie sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van Jotawah uitgaan om sy weë reg te maak,
om kennis van saligheid aan sy volk te gee en die vergifnis van hulle sonde deur die innige barmhartigheid van ons God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Is dit nie amazing nie? Die engel profeteer dit, Sagaria, sy pa skryf 'n lofprysing daaroor. Yeshua, ons gaan sien hoe Yeshua ook daaroor getuig. Maar wat 'n roeping. En 'n doel het Johannes nie op aarde gehad nie. Wat as ek en jy geroep word in 'n tyd soos nou? 'n stem uit die woestyn. Wat as ek en jy geroep word om te verkondig dat ons Messias is op pad? Om 'n bruid te kry. 'n bruid te kry, nie 'n los goedkoop vrou nie. Een wat in die weë wandel van Abba Vader. Wat as Abba Vader my en jou roep soos Johannes om aan te kondig mense, om die shofar te blaas en te sê, bekeer julle. Teshuva. Johannes was 'n profeet van Abba Vader. Profeet in Hebreë is die woordjie naba. Naba beteken, of die prentjie wat geskilder word, is 'n mikrofoon. 'n Mikrofoon in Abba Vader se hande, 'n spreekbuis in Abba Vader se hande. Wat as Abba Vader my en jou roep as 'n profeet? Hy was vervul, Johannes die Doper was vervul met die gees van sy moederskoot af. Mag ek en jy so gevul word? Hy was groot in die oë van Abba Vader. Mag ek en jy en alles wat ons doen groot wees in Abba Vader se oë. En daar waar ons hom teleurstel, of daar waar ons sy koninkryk teleurstel, mag ons dit bely, mag ons terugkeer. Teshuva. Johannes het sy hele lewe in afsondering geleef in die woestyn. Hy het sy hele lewe in afsondering geleef in die woestyn. Partykeer as ons net so 'n draaitjie maak in die woestyn, dan is dit soos, wat het ek verkeerd gedoen? Waar is God? Johannes het sy hele lewe in afsondering geleef in die woestyn, tot op die regte oomblik. Tot op die regte oomblik, toe hy die koms van die koning kon aankondig. Hoekom is ons so vasgevang partykeer as ons deur woestyntye gaan? Dis in die woestyn waar Vader met my en jou praat. Dan hoor wat getuig Yeshua self later oor Johannes die Doper. Yeshua self getuig oor Johannes die Doper. Hoor wat getuig Yeshua self. Hy sê in Matteus 11 vers 11. Hy's 'n profeet. Ja, ek sê vir julle ook baie meer as 'n profeet. Yeshua sê dit. Johannes die Doper is 'n profeet. Hy's 'n aankondiger. Hy hoor God se woord. Hy's net 'n mikrofoon. Abba Vader praat deur hom. Hy's baie meer as 'n profeet, sê Yeshua. Want dit is hy van wie daar geskrywe is. Dis hy van wie daar geprofeteer is. Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor u sal regmaak. Wat die weg voor u uit sal regmaak. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Met ander woorde, is my so mooi, Yeshua sê, daar's nie een opgestaan wat nog op aarde gelewe het as Johannes die Doper nie. Daar's nie een groter as hy nie. Yeshua self sê dit. Hoekom is Johannes die Doper so groot? Is dit omdat hy die koning van alle konings se voorloper was? Is dit omdat hy 'n profeet was, omdat hy afgesonder was, omdat hy hierdie purpose gehad het wat Abba Vader en hy het homself gegee? Want Yeshua sê, as jy wil groot wees in die koninkryk van God, wees diensbaar. Was Johannes die Doper nie net van kleins af diensbaar?
Al gaan hy vir hoe lank in die woestyn, al hanteer sekere goeders om nie reg nie. Ons gaan later kyk in Johannes die Doper, wat in sy lewe gebeur het, en daai boodskap gaan genoem word, don't kill the messenger. So ek glo, jy weet wat het gebeur met Johannes die Doper. Maar hy was nie diensbaar. Maak nie saak of het sy eie way gegaan het nie. Hy was in die tronk gewees, Yeshua was in dieselfde dorp, waar hy in tronk was, en hy het geweet, het Jesaja 61 profeteer, dat Yeshua die sieke sal genees, die dooie sal opwerk, en die wat in die tronk is, sal vrylaat, maar Johannes was nooit vrygelaat nie. Dinge het nie altyd Johannes die Doper se way gegaan nie, man, en in dit, he was a servant. Johannes die Doper is onderwerp van Matteus 3, en dis hy het homself onderwerp aan Abba Vader. En dis nog 'n manier vir Matteus om te beklemtoon dat Yeshua die koning is, want hy het homself onderwerp as die aankondiger. Hy het sy lewe gelewe vir die purpose wat Abba Vader het, vir Abba Vader se wil, nie sy eie wil, sy eie siening, sy eie agenda, sy eie wat dit ook al is nie. Hy het net gedoen. Hy was net 'n boodskapper, hy was net die voorganger van Yeshua, hy was net die profeet, net die spreekbuis deur Abba Vader. Johannes het ook sy doel op aarde geken, hy het verstaan, dit is waarvoor hy geroep was. Want in Johannes se evangelie, geskryf deur die apostel Johannes, nie Johannes die Doper nie, in Johannes 1 vers 19 staan, en dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het om hom te vra, wie is u? En hy het erken, nie ontken nie, maar hy het erken, ek is nie die Christus nie. Johannes het self gesê, ek is nie die Messias nie. Hy het nooit eer gesoek vir homself nie. Hy was nooit selfgesentreerd nie. Ek is nie die Christus nie, ek is nie die Messias nie, ek is nie die gesalfde een nie. Alhoewel Yeshua sê, hy is die een waaroor geprofeteer is wat die voorloper gaan wees. Maar hy sê, ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? Johannes het geweet, hy kom soos Elia, maar hulle vra vir hom, is u Elia? En hy sê, ek is nie. Hulle vra vir hom, is u die profeet? En hy antwoord nee. Maar Yeshua sê dit, sy pa het geprofeteer, hy is so barmhartig, hy is so nederig. Ek soek geen titels nie, it's not about me, it's about the king. Jy sien, wanneer ons dinge doen vir ons koning, moet ons nooit die fokus rig op ons nie, oor wat ons en selfgesentreerd raak nie. It was always be the king. Always be the king. Toe sê hulle vir hom, wie is u? Dat ons antwoord kan gee aan die wat gestuur het. Wat sê u van uself? En Johannes die Doper antwoord, ek is die stem van die een wat roep in die woestyn. Maak die pad van Yeshua reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. Maak die pad van die Messias reguit, soos Jesaja die profeet geprofeteer het. Johannes sê, ek is die stem. Johannes, eintlik wat vir my so mooi as jy hierna kyk, is Johannes sê, ek is die klei. En is sy stem wat net deur hierdie lippe van klei kom praat. Ek is net klei. Ek is net die stem. Gee my geen eer nie. Ek is maar net die woestyn. Ek is net die stem in die woestyn. Ek soek geen verhoog, ek soek geen eer, ek soek geen naam op 'n bord. Ek soek geen eer vir myself nie, because that belongs to the Messiah. En ek sal hom verkondig. Ek is maar net die stem in die woestyn. Maak die pad reguit van die een wat verheerlik moet word. Johannes het geweet wie hy was. Sy ouers het dit geweet. Hulle het dit vir hom vertel, vandat hy 'n kind was. En hy het uitgegaan na die woestyn en hy het daar gaan bly, hy het in 'n afsondering gaan bly. Is ek en jy in 'n afsondering? Is ek en jy in 'n afsondering vir Abba?
Want maybe voor ons in die roeping stap wat Abba Vader vir ons het, om die boodskapper, die profeet te wees, het ek en jy nodig om in die woestyn te kom. Place of separation. Daar waar ek Abba se stem kan hoor. Partykeer gaan ons deur die woestyn tydperke juis to hear his voice. And just to be his voice. Die mense wat die Messias verwag het geweet die Messias sou 'n voorloper of 'n aankondiger hê. Almal het dit geweet. Hulle het geweet iemand gaan aankondig dat die Messias kom en jy weet wie hulle gedink het sou dit wees wanneer is geprofeteer. Wie het hulle gedink gaan dit aankondig dat Yeshua op pad is? Elia. Hulle het gedink dit sou Elia wees. Onthou, Elia was nooit dood nie. Elia was opgevat in die hemel in. Hy was weggeraap, soos wat die byt weggeraap gaan word. Hulle het gedink dit sou Elia wees, selfs met Pasga, voor Yeshua gekom het, met die sederete, was daar 'n beker aan tafel gesit, dit word nou nog gedoen, daar word daar 'n beker aan tafel gesit, wat vir die profeet Elia gereserveer was, wat sou aankondig dat die Messias op pad was. Hulle het dit gedoen in die vooruitsig, dat as Elia ooit die beker sou drink, dit 'n teken sou wees, dat dit is die koning. Nou wat baie mense nie gesien of besef het nie, was dat alhoewel Johannes nie Elia was nie, Johannes die vervulling was van die profesie, dat Elia sou kom. Iemand soos Elia, 'n profeet van. Johannes die doper was die Elia van die Nuwe Testament. Hoor gou, wat is die laaste boek? Wat is die laaste boek in die Tanakh in die Ou Testament? Maleagi. Maleagi is die laaste boek in die Ou Testament. Hoe lank van Maleagi tot Matteus, tot die evangelie? Hoe lank tydperk het daar verloop? Oor die 400 jaar. So Maleagi was die laaste boek, in die Ou Testament. En Maleagi homself was 'n profeet. Hoor gou, in die heel laaste profesie, in die hele Ou Testament, die Tanakh, profeteer Maleagi, Abba Vader se woorde en sê, in Maleagi 4 vers 5 tot 6, kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek te tref nie. Met ander woorde, die profeet Maleagi profeteer, die laaste profesie in die Tanakh, sluit hiermee af, die volgende man op die toneel sal Elia wees. En hy gaan julle voorberei vir die koms van die koning. En dalk vra jy maar hoe weet ons? Hoe weet ons, of is ons seker, dat Johannes hierdie profesie vervul het? Ek dink nie ons vra nie, maar daar is mense wat dit vra. Ons het sopas gesien, die engel sê dit vir Sagaria, voor Johannes nog gebore was. Die engel sê vir Sagaria, hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders tot die kinders te bekeer. Met ander woorde, die engel haal Maleagi 4 vers 5 se profesie aan, wat geprofeteer is 400 jaar voor die engel aan Sagaria verkondig het. Niemand anders nie as Johannes die Doper, hy is die Elia. Yeshua self sê dit ook, hoor wat sê Yeshua, Matteus 17 vers 10 tot 12 vir sy disippels, nadat hulle hom vra, waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? Hulle vra vir Yeshua, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? En Yeshua antwoord en sê vir hulle, dis waar. Elia kom eers en sal alles herstel, maar ek sê vir julle dat Elia al klaar gekom het. En hulle het hom nie herken nie. Hulle het nie vir Johannes die Doper raak gesien nie. Maar aan hom alles gedoen het wat hulle wou. Hulle het aan die profeet gedoen wat hulle wou. Hulle het hom doodgemaak. So sal die seun van die mens ook deur hulle lei.
So Johannes was die vervulling van die profesie. Johannes die Doper was die vervulling van die profesie. En so bewys Matteus net nog 'n keer dat Yeshua die Messias is, dat Yeshua die koning is. En die vraag is, sal jy 'n stem in die woestyn wees? Sal jy jou eie ego en jou selfgesentreerdheid uitlos en net 'n stem wees? Waar dit nie gaan oor hoe jy voel, jou emosies, jou wil nie, want dit is die sielsdimensie. Die sielsdimensie is jou gevoel, jou emosies en jou wil. Sal jy dit opgee? Want dis wat Johannes gedoen het. Hy was bereid om in die woestyn te gaan bly. Sal jy 'n stem net in die woestyn wees, geen eer vat, geen soek 'n dankie of niks nie? Sal jy die doel lewe wat Abba Vader vir jou het, soos Johannes die Doper? Sal jy op 'n plekkie kom waar jy afgesonder is, waar Abba Vader met jou kan praat en vir jou sê wat is die doel vir jou lewe? Sal jy sy stem wees? Sal jy in afsondering lewe vir Abba Vader se gebruik? Kan ek jou gou vra? Sal jy afgesonder lewe vir Abba Vader se gebruik? Dis nie ek wat dit vra nie. Dis wat dit beteken as Abba Vader sê in 1 Petrus 1 sê hy, wees heilig want ek is heilig. Heilig beteken om afgesonder te wees vir sy gebruik. Petrus sê, wees heilig want ek is heilig, en hy haal aan Levitikus, ek dink is Levitikus 19. Haal hy aan, wees heilig want ek is heilig. So Abba Vader het my en jou, vra van my en jou, sal ek en jy afgesonder lewe vir Abba Vader, vir sy gebruik? Ek weet jy drome, ek weet jy het sekere passie, ek weet jy het sekere toekomsdinge, ek weet jy wil raak gesien word deur mense. Ek weet jy wil net bietjie eer ontvang. Ek weet jy is so touchy en jy neem so maklik aanstoot, maar sal jy dit opgee vir die doel wat Abba Vader vir jou lewe het? Sal jy afgesonder wees, sal jy 'n lewe lewe in afsondering vir die gebruik van ons koning, om aan te kondig dat ons koning is op pad? Kom ons gaan dood aan onsself. Kom ons gee onsself, kom ons bekeer, kom ons teshuva, kom ons draai terug na Abba Vader se weë en kom ons wees net die klei in die pottebakker se hande, want Paulus sê, wees die klei om die pottebakker te bevraagteken. Wees die klei. Mag ons terugkeer, mag ons repent en sê, Abba, ek is jammer, ek het so selfgesentreerd geraak. Jammer, alles gaan oor my en wat gesê word oor my en my troentjie en my Abba, ek kom in die woestyn, I will just be a voice in the desert. Ek sal net 'n stem vir u wees. Al sien niemand raakie, al wat hulle moet hoor is dat u is op pad, because it's all about you. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde. Dankie vir u goedheid, Abba. Dankie vir u woord. En nie bepaal dat vandag Matteus 3 oopgeslaan word en u Heilige Gees leer ons. En Abba, ek wil vandag voor u kom kniel en ek wil sê, Abba, ek is so jammer. Ek is so jammer dat dinge partykeer oor my gaan. I just want to be a voice in the desert. Ek wil geen eer hê nie. Ek wil geen dankie hê nie, Abba. En tot die dood toe. Wat sê Openbaring 12 vers 11? Deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, het hulle die vyand oorwin, want tot die dood toe het hulle eie lewe nie lief gehad. Abba, vergewe ons eie eer wat ons soek. Vergewe ons. Vergewe ons, voor u kom kniel ons neer en ons vra asseblief, vergewe ons. Lei ons net in die waarheid. Ons wil afgesonder wees for your use only. En Vader, ek weet daardie shofar gaan blaas binnekort. Daardie shofar gaan blaas binnekort. Wat die aankondiging is dat ons Messias is op pad. En dat ons olielampies moet gereed wees. En daarom bid ek vandag, Vader, daar waar ek bevlek is en vuil is, met die eie ek, met selfgesentreerdheid, eie wysheid, eie wil, eie emosies,
I give it all up to you today, Vader. Ek gee dit al. Ek gee dit oor vir U. Was my met die waterbad van die woord. En leer my U weer. Yeshua, U sê, Johannes die Doper is groot in die koninkryk. Want hy was diensbaar. Help ons om net diensbaar te wees. Help ons om net diensbaar te wees. En soos wat die priester, die hoofpriester in die tabernakel gekom het, en die menorah se lampies volgemaak het met olie, en daai lampies so gedraai het, daai olielampies so gedraai het, dat die lig net op die voorhang sal skyn, because it's all about you, never about the priest. Never about the priest. En selfs Johannes die Doper, wat nooit sy sin kon kry nie, wat selfs in die tronk was, wat sy hart sekerlik geskeur was, omdat Yeshua in dieselfde dorp was, maar hy was nie vrygelaat uit die tronk nie, because he was there for purpose. He was there for purpose. Vader, in die koninkryk is wat vir ons belangrik is, nie op hierdie wêreld wat mense sê, ons wil net diensbaar wees in die koninkryk. Leer my asseblief, Papa God, leer my om diensbaar te wees in U koninkryk. Ons eer U, Abba, ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawai.